elke naweek wat hy vir ons woord kom gee, wat hy vir ons kom hierdie skatte kom oopbreek, en ja, ons het al baie van het gehoor, en dis amazing is wat die woord al vir duisende jare geen woord is. Maar hoe Abba deur sy Heilige Gees, deur sy Ruach HaKodesh ons heeltyd kom oopbreek. Hy sê hy het die skatte vir ons. En ja, daar is seker dinge wat ou weer hoor, en as jy dit hoor, gee vir Abba 'n kans, gee vir Ruach 'n kans, maar miskien moet jy nog iets nuuts hoor. Miskien moet jy nog iets nuuts hoor, en so kom Abba en hy kombineer ons elkeen verkeerd. So ons het die tabernakel reeds, ons het met die bronsaltaar begin, die muur, die bronsaltaar, en nou is ons besig met die waskom, en met die waskom het ons gepraat, begin met die gawes van Ruach HaKodesh, wat op Yeshua gerus het, die name van Ruach, die 7 geeste, die 7 name van Ruach HaKodesh, wat op Yeshua gerus het, en ek eer Abba daarvoor, ons is staan met ons het klaar die 7 name behandel, en nou is ons besig met die vrugte, en soos ek al gesê het, is dat baie mense hou nie daarvan, baie bediening hou nie daarvan om te praat oor die vrugte nie, want dit is nie moeilik is. Dit is nie moeilik is in die woord, en ek het nou getuig op die dag, dit is moeilik om te praat oor die vrugte, want soos daai eerste keer dat ons praat oor oorspel, kom die 4 wonderlikste ou mense hierso in, en dit is nie moeilik om oor ou mense te staan en vir hulle te verduidelik van oorspel, en ek jy so sê, kyk hier na 'n vrou en jy vra God aan, daar, oorspel gepleeg met jou hart. Met jou hart, en ons het laas gepraat van, wie is in jou hart? Ruach, Heilige Gees is in jou hart. Hy is ook jou man, en Vader sê, Jesaja 54, hy is jou man. So Yeshua is jou man, dit is in die leven, dit is een, dit beroem sê, een Here, dit is een Here. En waarvoor pleeg jy dan met egbreek met Yeshua? Pleeg jy egbreek met Ruach HaKodesh, want hy is in jou hart, dis Yeshua sê, jy pleeg egbreek met jou hart, want Ruach is in jou hart. En dit is, mense besef, teken nie die erns daarvan, om egbreek te pleeg. So, om te gaan kyk na die vrugte, is om te lees, en Paulus praat daarvan. Paulus praat oor die vrugte van die vlees. So dan, ons gaan nou die vrugte van die vlees doen, en Paulus dat ons begin met die naaises, die vrugte van die vlees. En soos ons allemaal weet, is dat Abba gesê, hy sê daar so, Yeshua praat daarvan, hy sê, as jy slegte boom, slegte vrugte word afgekap, die word in die vuur gebrand. So jy moet goeie vrugte dra. Ons moet hierdie bome wees wat geplant is langs waterstrome, wat hierdie goeie vrugte dra. Want hoe weet jy of iemand vals is of nie? Jy kyk aan die vrug. En dieselfde prentjie wat Allah vir ons kom leer het deur die staf van Aaron wat in die tabernakel sit, is vir die vrugte wat die amandelbommetjies uitgekom het. Ons moet wakker wees vir die vrugte. Want kyk aan die vrugte lees daarvan iemand. So ek wil ons Galasiërs 5 vers 19 lees wat praat oor die vrugte. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid. Ons gaan vandag praat oor onreinheid, dan ongebondenheid. Ek het eers hierdie ongebondenheid lees. Ons gaan ons alles volgende week praat van. Wat is ongebondenheid? Dit is die ding, dit is hierso en alles is Yeshua sê, gaan die koninkryk van God nie beerwe as jy doen. So ons weet is ongebondenheid, en my vrou het my vir ons gewys gesê, sy was nie my gegee van ongebondenheid is life without limits. Jy het nie grense. Daar's nie grense nie. Jy gaan net. En doen ons nie vandag baie dat mense sonder grense lewe nie? Ja, baie. Ons het net een lewe en ons moet dit geniet op aarde. So dan vers 20 sê afgoderry, towery, net gaan bietjie praat oor towery, en dan sê vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge waarvan julle vooraf gesê is. So gekyk bietjie wat Paulus dan vooraf gesê het. Alraai, nie dit, waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy sal die koninkryk sien, sê Yeshua, maar dit nie beerwe nie. Daar's hemel en ons koninkryk, daar's bruid en ons gaste. En kies wat jy wil wees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat in Christus behoort, die vlees met sy hartsoptigheid en begeerlikhede kruisig. So ek wil vandag praat oor onreinheid. Nou om te verstaan wat Paulus praat, is dit altyd goed, want Petrus sê, 2 Petrus 3 vers 15 sê hy,
Dat jy moet vir broer, hy sê, broeder Paulus moet jy verstaan. Anders dan mag jy jouself mislei. Jy mag jouself, basis kan dit beteken dat jy kan jouself oorsaak dat jy ten gronde gaan. As jy op my konteks uitlees. Lees Korintiërs 2 Petrus 3 vers 5. So dit is belangrik om te verstaan wat Paulus bedoel. En die maklikste manier om te verstaan wat hy bedoel het daar, toe Paulus gesê onreinheid, is om te kyk na die oorspronklike Grieks. Dit is altyd goed om na die oorspronklike woord terug te keer, want die translasies maak het makliker vir ons vandag. Want vandag se tyd is onrein word gesien het as ander dinge buite wat Vader oorspronklik bedoel het oor onrein. So die oorspronklike woord vir onrein is akataros. Akataros. En dit is om die betekenis daarvan te kry, maar kyk wat daar Griekse woord beteken. Dit beteken fisiese onreinheid. Okay, so jy is onrein mens. Ons gaan nou daarop praat. Dan beteken in verskillende Engels, my Engels sê tyd baie beter as Afrikaans te verstaan, impurity of lusting, luxurious, profligate living, impure motives. Ek sê myself like in Engels het is. So dit is impure motives. So dit is die motiewe wat nie mooi is nie. Dis die lustvolle goeders wat jou op kan onrein maak. So dis 'n geestelike gedeelte en 'n fisiese gedeelte van onreinheid. So daar's fisies en daar is 'n geestelike kant. Daar's ons weer eens soos ek sê die vlees en die gees. Dis die vlees en die gees. So is belangrik dat ons die bruid, dat ons as bruid moet rein wees. Ek dink dit is almal se behoefte is om rein te wees. Ons het laasweek van gepraat daarmee met die hoerery. En ons gepraat daarvan dat Abba sê van die bruid wat nie moet gaan hoereer nie. Hy hou nie van 'n bruid wat nie maagdelik is nie. Maar want Yeshua kom vir 'n maagdelike bruid, skoon maagdelike bruid en nie vir 'n hoer. Laas ons gepraat, dis hard oor die hoer, maar baie mense is daar's bang om die woord hoer te sê in bedieninge. En die woord is vol van die hoer. Dit is erg. Luister gerus daaroor laasweek se preek oor die hoer. Ons moet baie keer versigtig wees want die vyand kom maak dit nooit toe. Hy maak die hoer dat jy kan tog dit nie hoer sê nie, dan word jy naamskenningssaak teen prokureur-saak. Jy kan dit nie vir iemand sê nie, verstaan? En dis ek dink, maar daai is die hoer. Klaar, punt. Doen. Dis hoer. Nou, so dit is tyd ek dit eintlik sê, maar dit moet gesê word. Ja. So as jy gaan kyk hoe ons moet wees, genees gerus, wat gaan nou ons lees Openbaring 19 vers 7. Dan ons lees, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. So die bruiloft het gekom, die vrou is besig om haar mooi aan te trek, leeg gereed te maak vir die troue. Alright, sy vrou, sy het albei mekaar daar soos sy vrou. Right, vers 8. En haar gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Gekleed te wees met rein en reinheid. En haar blink en fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So met ander woorde gaan as kyk hier daar gaan die bruid onrein wees, gaan die vrou onrein wees? Nee, want sy beklee haarself, sy trek haar reinheid aan. So moet ons elke dag hierdie reinheid aantrek. Jy moet jouself beklee. Jy is nie net rein nie. Die dag as jy vir Yeshua in die lewe geroep het, is nie jy moet jouself heeltyd, jy sê jy moet rein verklaar deur sy bloed, maar om jy heeltyd jouself beklee met hierdie reinheid. Jy moet aantrek met hierdie skoon klere. As jy van heeltyd ou vuil klere gaan dra permanent, dit gaan nie die dag jy gaan nie so mooi ryk kry vandag. Dis hoe jy jouself beklee elke dag met nuwe klere. Met reinheid. Daai rein waarvan gepraat word daarsoos is nie akataros, dis kataros. Kataros. En dit beteken skoon, rein. En dan sal drie verskillende A, B en C is. Dit is nou vir elke soos vleeslike, geestelike en natuurlike. So ons het verskillende maniere. So ek gaan ons lees. A is purified. Nou dis hoe Abba sy vrou sien, hè? Daai reinheid wat sy vrou beklee word. So sy word gesien as sy's gepurify met vuur. Purified by fire. Sy skoon gemaak. Wat se voorbeeld het ons nog wat gepurify word? Is die menorah. Dis die woord wat wil dit gepurify word. Want goud, hoe meer goud, die goud smelt, hoe meer die goud smelt, hoe meer mooier word goud.
Dis daai hoe meer ons gepurify word deur Vader se vuur, gaan ons mooi gaan sien die beeld wees. Die mooi bruid, die mooi uitskyn in die bruid. Right? Dan staan daar nog betekenis, like a fine cleansed by pruning to bear fruit. Dis nie moeilik. Ons word gepurify om hierdie goeie vrugte te dra. Dis so Abba daai hy sien, Kataros. B. Clean to use of that is not forbidden. Daar kom die feestelike. Those, that is not forbidden. That is forbidden. Okay? So ons moet hierdie gebruik, wat nie, Vader nie sê ons mag nie gebruik. En hoe weet ons wat ons nie gebruik nie? Die woord sê ons nie mag gebruik. Right? En dan C, free from corrupt desire from sin and guilt. Dit is nou weer die gedagtes, dit is die siel. Die siel wat vir jou van jou wil en jou emosies, wat daai jou gedagtes is al daai wat jy gaan dink en wat jy gaan die lastful desires wat ek eers moet gaan op. Van hy se loerheid is dieselfde. Dit is daai gedeelte. Alright. Blameless, innocent. So dit is daai reinheid wat Abba sê, hoe Abba wil hê sy bruid bekleed moet wees. Sy vrou. Sy vrou moet wees. So reine staan in twee beskrywings, akataros en kataros. En die punt is dat jy moet rein wees. Alles word ontvang van ene. Nou die bekende vers waar Paulus in die Nuwe Testament praat oor, nogal mooi, waar hy praat oor onreinheid. En ons het al baie keer al van gepraat hierso, maar dit val nou net weer onder die onreinheid gedeelte. En ek gaan ons lees. Hierdie versie was vir my soos 'n boom. Dit is net wow. Want hoe kan Paulus nou ewe skielik praat oor onreinheid? Want die volgens die Nuwe Testament, volgens mense lees dalk kan dit is ons lewe nie onder genade. Nie meer onder die wet nie. Maar hoe kan Paulus dan, hy wat dit sê in Romeine, hoe kan hy nou eers praat van onreinheid? Dit is hoe sê, dis wat Petrus sê, wees verseker, kyk, maak seker wat broer wat Paulus sê. So 2 Korintiërs 6 vers 15 sê, en ek lees vir ons. En watter ooreenstemming het Christus met Bilam? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God, ons almal weet dis ons, met die afgode? So wat ooreenkoms is tussen jou, jy is die tempel 1 Korintiërs 6 vers 19 met afgode? En wat is ooreenkoms? Wat is daar tussen die twee? Tussen jou en die wêreld, wat is daar so? Okay? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, in ons. En ek sal hulle God wees en hulle sal vir my God wees. Daarom, hoor gou mooi so, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. Kadosh, wees kadosh. En hoor gou hier is die mooiste wat hy sê. En raak nie aan wat onrein is nie, sê Paulus. En ek sal julle aanneem, sê Vader. Hy sal ons aanneem. Paulus sê en raak nie aan wat onrein is. So hier praat Paulus self van die Ou Testament, hier quote hy in Levitikus. Hy quote dit, en ons gaan dit nou bewys. En die woord homself bewys. En hy bewys ook, as gaan gerus gereed, gaan lees gerus oor Jesaja 52. Jesaja 52 praat presies dieselfde van die Jode wat in ballingskap geneem is, hoe dit terugkom, en die stad word herbou, en hoe daar geskryf is, nou Jesaja skryf en sê, maar van nou af moet daar nie meer onreinheid inkom. Hy sê, raak aan nie aan wat onrein is nie. En baie mense sê, dit is 'n geestelike prentjie. Moenie, hy bedoel daarso, as hy sê, nie aan onreinheid raak nie, bedoel hy, moenie geestelike vuilheid dink. Yes, dit is ook so. En ons dous, ons liggaam sien die gees. Alright? Maar die punt van die saak is, hy sê, kan jy, as jy dink aan iets, kan jy dit raak? As jy dink aan 'n mooi man of 'n vrou, slegte taal is, kan jy dit raak? Nee, jy dink dit. Maar hy sê, moenie aan dit raak nie. So waarna verwys hy? Vleeslik of geestelik? Vleeslik. Hy sê, raak dit nie aan. Dit is waar die key is, jy moenie daarin raak. Okay? En nie onrein gedagtes.
Hy praat van iets fisies. Nou, die Griekse, wat is die Griekse woord, quote hy hier vir onrein? Akartaros. Akartaros. Wat beteken akartaros? Dit is geestelik, geestelik, jou gedagtes, alright? Dis wat ek gesê het, dit kan geestelik wees, dit kan jou gedagtes wees, onthou ek sê, dis soos hierso, as jy gaan kyk die beskrywing van akartaros, dit is daar's dus of geestelik of vleeslik, dit is tussen die twee, okay? So, maar wat is hierdie nie, hy sê nie aanraking, soos 'n fisiese ding. So A is die geestelik, jou gedagtes, B, hoor gesond, wat weerhou moet word en beskryf is in Levitikus. Gaan lees die Strongs oor akartaros. Wat weerhou moet word. Ander woorde, hy beskryf Abba se Levitikus. Nie geestelik, nie jou gedagtes. Hy quote die Ou Testament. Kan ons sê dat Paulus die wet quote? Ja, die Levitikus, die wet in Levitikus staan. In Levitikus is daar baie verskillende beskrywings van onreinheid. Baie. En ek het dit aan die sekeres gaan uithaal, dat ons kan weet van onreinheid, want dit is deel van onreinheid. Paulus sê, hy sê jy moet jouself afsonder. Hy sê jy moenie saam met hulle gedoop wees nie. Moenie. Sonder jouself af. Sonder af, wees gedors en raak nie die goedes aan die ander wil nie onrein wees nie. So, die eerste ene as 'n voorbeeld is as jy 'n velsiekte gehad het, as jy onrein. Vandag betaal jy so deur sy bloed. So as jy velsiekte het, dis waarvan Levitikus praat as jy onrein. Nou moet jy jou was en jou hare afskeer en jy tot jou ooghare afskeer om skoon te kom. Ander wil, en hier is nou mooi. Jy weet as jy gebles is jy rein. Nou die woorde is verduidelik. Levitikus 13 vers 40 sê dit. En as 'n man se hoof kaal word, is hy 'n kaalkop, hy is rein. En as sy hoof aan die voorkant kaal word, het hy 'n bles, hy is rein. Want dit is hierdie spot, blespot, ek sal rein. So ja, almal wat les is, dat mense ons hou daarvan ons uithaal. Ek net vandag het sê ek is rein. Die woord sê so. So dan was daar nog reinigingswette, was tussen 'n man en 'n vrou. Gaan oorvloei by man en maanstonde by die vrou. En hoe daar nie gemeenskap mag wees tussen die tyd nie. En ander tye as jy Spreuke 5 bietjie geloop het, dan moet jy ook bietjie beweeg in die kamer, dan sê Vader jy moet bad. Ja, dan is iets Spreuke 5. Ons het gepraat oor in die begin van die broerskap. So in 'n geval maar met ander, dit is reinigingswette. Hierdie is alles reinigingswette, so as jy Vader sê jy moet jou bad. Dit is om skoon te kom. Al die goeders maak jou vuil. Jy word vuil van dit. Verstaan? So 'n velsiekte maak jou vuil. Daai tyd maak vuil. Alles is vuil goed, verstaan? En nou net daar word gespreek met oor die 3 miljoen mense. Wat by Berg Sinaï staan en Vader moet hierdie goeders insit vir hulle, want imagine nou 3 miljoen mense wat nie bietjie bad nie. Dit gaan nie so lekker ry daar nie. Almal gee hierdie wette om vir mense te help. So obviously dit gaan daar's dis higiëne. En dan wil jy sê bruid moet skoon wees. Nie net geestelik, maar fisies ook. Jy is bruid moet skoon wees. Jy nie kom my bruid aan nie. Verstaan? 'n bruid vir haar troue, die bruid vir haar troue, sy mekaar, Jesus, my vrou geblind, self ek het geblind, my bes het geblind. Jy maak jy beste, jy wil die lekkerste ry, dis vir so 'n spesiale dag. En dit is die ding, almal, dit is logika, daar's logika omtrent dit. As dit daai tyd van die maand is met vloeiings en goeders, ek wil nie, dit is bietjie krous. Dit ja, maar nou wil niks wat sleg nie, maar dit is normaal nie te vat. Verstaan, dit is afsonderingstyd daai. Verstaan nie, dis wat almal probeer verduidelik. Dit is nou krous, maar dis wat dit gaan. Abba sê dit druk daar, moenie slaap as dit gebeur nie. Verstaan, dit is nie cool. Verstaan, ek hoop julle verstaan wat ek sê. So, my punt is dat jy staan nie onrein, dis 'n bietjie vuil. Okay? So nog iets wat jy onrein maak is om ander dooie diere voor te vat.
as jy 'n dooie dier gevat het, was jy onrein gewees. Levitikus 5 vers 2 sê, of as iemand enigiets aanraak wat onrein is, die aas van die onrein wilde dier, of die aas van die onrein vee, of die aas van die onrein gedierte wat rondkruip, en dit vir hom verborge was, maar hy onrein geword het en skuldig is. Of as hy so iets onreins van 'n mens aanraak, volgens al sy onreinheid waardeur hy hom kan veroordenig, en dit vir hom verborge was, maar hy dit nie te wete gekom het nie, en skuldig is. Of as iemand sweer terwyl hy onverskillig met sy lippe praat, of kwaad te doen, volgens alles wat 'n mens met die eed onverskillig kan praat, en dit vir hom verborge was, maar hy dit te wete gekom het, en skuldig is, en aan een van hierdie dinge, as hy dan aan een van hierdie dinge skuldig is, moet hy ly waar hy teen gesondig het. Wat so alles sê, as jy goeders doen, as jy 'n dier geraak het sonder om te doen, en hy is dood gewees sonder weet, of as hy sy aas geraak het, of as jy iets doen wat jy nie per ongeluk nie geweet het, daai item is op daai stadium onrein nie. Dan sê hy sê bely daarvoor. Bely daarvoor. En dan was daar so, as jy dit spesifiek gedoen, was daar 'n boete gewees. Jy moes byvoorbeeld jy moes 'n boete hou, wat jy 'n offer gebring. Daar was 'n offer gewees wat as jy aan so rein geraak het. En vandag se tyd, as jy iets onwetends gedoen het, dit is presies, bely daaroor, as jy raak weer wys, bely daaroor en nie so sal jy vergeet. Dis dit doen. Dis wat jy doen het. So maar, die ding is, as jy, hoekom sê Vader jy moet 'n dooie dier raak? Want hoe kan ook 'n siekte wees? Daai dier is obviously dalk dood aan 'n siekte. Wat kan nou roof? Of as iets bietjie lank nie in 'n yskas was, dan moet dit word nie nice. En die ding is wat die saak is, mense sê die wette is so swaar vir ons en hoe kan ons nou dit en dat? Hier sê Abba wat ons wil. Abba weet altyd vorentoe. Jy weet as jy aan 'n dier gaan raak wat dood is, kan jy daarby siekte optel. Punt. Dis nie om hierdie swaar las op ons te sit. So, daar's erger wette wat Abba het in sy woord, buite die onreinheid, die skoonheid wette. Daar's seker is wat Vader die ken op sit. Daar's seker is want as iets weer herhaal word in die woord is dit belangrik. Daar's seker onrein wette wat Vader nie weer oor praat in sy woord. Hy praat daarvan is klaar. Maar as seker is wat weer herhaal word, wat in julle woord. En byvoorbeeld soos nou die Augustus wat so altyd praat oor die vark. Hoeveel keer word daar nie gepraat oor die vark nie, verstaan? Of sekere goeders, daar sekere dinge wat erg is, vir Vader. En ek het enetjie afgekom, wat Levitikus 18 vers 22 sê. En hoor gou hierso. Dis wat Vader sê is baie erg. Hy sê, met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Hy sê daar dit is 'n gruwel. En jy mag met geen dier geestelike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. 'n Vrou mag ook nie voor die dier gaan staan en daarmee te doen hê nie. Dis 'n gruwelike vermenging. Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidelinge verontreinig wat ek voor julle uitdryf. So het die land dan onrein geword en ek besoek sy ongeregtigheid daaraan sodat die land en sy inwoners uitspuig. Nou so erg Abba dit sien as jy gay is. Hy vat sommer die gay onder dieselfde onderwerp so saam om 'n dier te hou. Dis so erg Abba sê. Hy sê hier is 'n gruwel vir hom. Nou wil jy vir my sê dat liefde, wat mense sê net genade en liefde, dit goedkeur. Dit's jammer. Dit kan nie. Yeshua het vir jou gesterf sodat jy daarop kan uitkom. Sodat jy kan los. Dis hoe die shop staan. Niemand wag tot wat jy daar en jy kan aangaan daarmee, jy kan trou met Pietie. Of as jy sê gruwel, en hoor gou mooi wat sê die Hebreëse woord vir gruwel, is tuba. Tuba. Dit beteken, dis disgusting. Disgusting. Vader geweldig. Dis disgusting. So al Vader se erge wette en sy ene wette is om ons te help. Nou die Jode het 'n wet kom skep. Ons weet almal hulle het baie die Oral Torah, hulle het baie mondelingse wet wat hulle kom bysit. Baie gevoegde wette en wat nie in Vader se woord oorspronklik woord staan nie.
Maar die een wat hulle kom byvoeg het was eintlik gewees met hande was. Met hande was. En ek het tot net laas, nou in die week, ek altyd dog, ja, jy moet jou hande was. Jy moet jou hande was, want Vader se wet sê jy jou hande was. Dit is 'n goeie ding om met 'n oral ding te maak, 'n ekstra bygevoegde wet, want ek meen as jy jou hande was, keer dit daar siektes versprei. Dis 'n goeie ding om jou hande te was. Ek meen ek is van klein kind of as ek geleer, jy jou hande gewas voor die ete, jy jou hande gewas. Dis goed om dit te doen, maar staan dit in Vader se wet? Nee, dis 'n ekstra bygevoegde wet. Dis vir die Jode het hulle baie ekstra bygevoegde wet. So hulle het die wet van hande was en Eksodus, want Vader sê almal hy sê in Eksodus 30 vers 17, wat hy sê is, julle priesters moet julle hande was voordat julle die offers doen. Dit was vir die offers te wees. Dit was nie self wat jy gaan eet, wat jy jou hande moet was. So ons baie keer, net soos die Nuwe Testament in konteks geskrywe word, waar baie kontekste is, moet ons in die Ou Testament opkyk, want daar is baie keer waar jy bygevoegde wette, wat so, wat Yeshua sê, julle al hierdie bygevoegde wette is vir julle 'n swaar week op julle skouers. En dis die bygevoegde. Dis nie die wet, dis die bygevoegde. So, Yeshua praat, en dit is die ding, dat die gelyk met skoot en omleiding. Yeshua praat met hulle, en ons sal bespreek oor die disippels en die fariseërs oor hande was. En Yeshua kom praat daar weer in die Nuwe Testament daaroor, waar hy sê, dit is belangriker om binne skoon te wees, as om buitekant skoon te wees. Ek wil ons 'n stukkie lees, dit is Markus 7 vers 2, waar Yeshua praat oor die hande was, waar hy geskil het met die fariseërs. En hierdie stuk, Markus 7 vers 2, dit is een van die stukke wat mense die gouste voor jou kom oopstel en sê van die vark wat jy kan doen. Nou gaan ek weer praat van die vark, want daar baie keer wat ons praat baie daaroor en nou as ons nie stil bly nie. Die setel sê ons nie stil bly nie, ons moet op ons hande. Ek gaan allemaal vra om ons mooi hierdie neerklip te breek, want dit is belangrik. Dit is belangrik, want seker mense het koud op baie keer. So ek gaan ons lees, die hele stuk, Markus 7 vers 2. En toe hulle sommige van sy disippels, dit is nou die fariseërs, en toe hulle sommige van sy disippels met onrein, dis met ongewaste hande sien. En so, die fariseërs het gekyk en hulle sien die disippels was nie meer aan. Okay? En hulle het brood geëet. Okay? Hande sien, brood eet. Nie vark. Het hulle dit afgekeer. Want die fariseërs en al die Jode eet nie as hulle lewe die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewing van die ou mense. Dit is daai oral Torah wat oorgaan. Vers 4. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aanneem het om te onthou. Die wassery van bekers en kanne en kopergoed en bedde. Jy al gaan kyk wat Israel as jy daar by Israel is, by die Western Wall, daar's tot 'n was ding daarso wat jy jou hande moet was. Heeltyd. Voor jy tot sou ingaan met jou hande was. Daarom stel vers 5 die fariseërs en die skrifgeleerdes hom die vraag. So hulle vra nou vir Yeshua hierso. Waarom wandel die disippels nie ooreenkomstig die oorlewing van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? En hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle wat gepyns geprofeteer soos geskrywe is. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Hier sê Yeshua self, dit is oral Torah. Want julle, terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas. Jy sê dit, dis 'n gebod wat julle oorlaat. Die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge in dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en julle oorlewering te onderhou. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, hier quote hy weer. Okay? En hy wat sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, as 'n mens aan 'n vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag nie, is korban, dis 'n offergawe.
So daar wys Yeshua vir hulle dat hulle ignoreer die Torah, die wet van Vader. Vers 12. Dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewing wat julle bewaar. En dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy het die hele skare hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Hierso is die enetjie wat die mense net rustig wees. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak. Maar dinge wat van hom uitgaan, dis die dinge wat 'n mens onrein maak. Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Wat mense hier stuk praat. Moenie worry oor wat in jou ingaan. Jy kan nou maar die varkie, die vleermuis eet, die wat wil eet. Moenie worry wat ingaan nie. Worry oor wat uitgaan. Hulle kwaad en bly vas daarteen. En dit is so gevaarlik want hulle lees nie. Hulle verstaan nie die konteks nie. So hierdie vers skout baie mense uit konteks uit. Die vraag wat ek vandag wil vra is, het jy so op daai tyd vat geëet? Het jy? Nou wat beteken die stuk van wat in die mond ingaan en ons onrein maak? Wat in die mond ingaan en ons nie onrein maak. Okay? Wat beteken ons dit? Yeshua praat met die Fariseërs, onthou dit, wat hierdie bygevoegde hande was wet wil toepas en almal wil judge wat hulle doen. Die disippels eet brood, soos ek nou gesê het, nie van. Die vraag is mevrouw, die disippels wat op haar stadium was hulle Jode gewees? Ja. Het hulle die wet geken? Ja. Okay? Yeshua antwoord die Fariseërs deur te stel dat hulle mensgemaakte wet deur Vader se wet plaas. En Yeshua quote die stuk van eer jou vader en jou moeder. So dis wat dit gaan. Yeshua maak 'n stelling tussen hande was en eer jou vader en jou moeder. Daar word niks gepraat oor kos daarso. Die hele ding se stelling gaan oor die hande was, die bygevoegde wet en Vader se wet. Dis hoekom Yeshua dit quote. 'n Stelling tussen hande was en vuil taal uit jou mond om ouers te voed. Dit gaan nie oor onrein kos nie. Daarvoor sê hy, daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak. Want dit gaan praat oor die hande was. Hy sê deur nie jou hande te was, nie die kos onrein maak nie. Hulle praat nie hier oor kos nie, met ander stuk gaan nie oor kos nie, maar wel oor die hande wat die kos kan onrein maak deur dit te was. Wat 'n bygevoegde wenstuk gemaak het. Hierdie stukkie is lang wat ek hier beskryf en ja, jy moet luister hierso want dat jy kan verstaan hoe die stukkie. So Yeshua sê al die kos is rein en hande was kan dit nie rein maak of onrein maak. Yeshua sê al die kos is rein. Dis die hande was wat nie kan rein maak of onrein maak. Weer is hierdie stuk gaan nie oor rein en onrein kos nie, maar wel oor die hande was. Yeshua sal nie eers sy tyd mors. Hy sal nie sy tyd mors om die disippels te leer op daai stadium van rein en onrein kos nie. Hy het geweet. Met wat sy kry altyd hy gepraat? Met wie het hy gepraat? Met wie gepraat Paulus hier? Gaan kyk met wie praat hy. Yeshua praat met Jode. Hulle praat met hierdie Jode wat van kleinheid af as hulle al 13 jaar oud is, het hulle al die hele Torah geken. Waarvan Levitikus deel van is. So die klem is nie om hy sê daarso, die so gaan sy tyd mors om hulle te leer nou mense spreek oor onrein. As jy sommer die heilige gaan praat oor onrein. Om hulle te leer oor die onrein wet. Maar hulle leer van die geskuld daarso is oor die hande was en wat jy so sê, Here, worry nie, moenie worry oor die ekstra goeders nie, worry nie wat staan nie, die goeders wat julle Vader se wet nie onderhou nie. Worry nie daaroor, in plaas van die ander. Die kos is rein, al die kos is rein. Dis hoekom dit altyd belangrik is deur te kyk met wie die skrywer van die boek praat, met Jode of met heidene. Die punt is dat Yeshua sê, gee meer om oor wat in die hart is as die fisiese. Wanneer meer wat jy so binnekant aangaan, wat uit jou mond uitgaan. Wanneer meer daaroor oor die vloek wat jy vir jou ouers uitspreek, in plaas van te worry oor die hande te was. Jy eerder Vader se wet, byvoorbeeld eer jou vader en jou moeder met jou mond in plaas van te worry oor die hande was vir die eet. Ja, dit is meer higiënies om hande te was. Ons weet dit is higiënies. Maar as jy sê dit is belangriker om te kyk wat uit die mond uitkom.
Die punt is, Jesua sal nooit die wet verander nie. Hy is dat die woord. Hy was van die begin af daar gewees. Hy was by Vader gewees. Hy was daar toe die wet aan Moses gegee is. Okay? Maar wat van die stuk waar Petrus honger is? Die Vader sê vir hom slag nie. Dis die volgende stuk wat ek praat. So die mense vat die stuk uit konteks uit. Hulle lees nie daai stuk wat Jesua sê, moenie worry oor daai wat in jou mond moet gaan. Met ander woorde, mense sê dit is fyn om daai onderhoud te spreek. En dit is nie waar die hele konteks was van daai stuk. Dit gaan oor die hande was. Die kos was, al die kos was rein gewees. En sou die disippels nou werklikwaar op daai stadium gesê 'n vleermes eet? Nee, hulle weet al die kos is rein. Dit gaan nie worry oor die hande was nie, worry net wat uit die mond het gaan. Mense het dit baie konteks uit. Die tweede ding wat ons gepraat word van hierdie dat mense ook baie aanhou buite daai enetjie van Markus 7, is Handelinge 10 vers 1. Dit is die visie, ek weet nie of al gehoor het van die wit doek wat sak. Dis die tweede ding wat ons by mense kry, wat dit regverdig, wat sê hoe iets wat onrein is, wat die mens self weer regverdig. En dis baie gevaarlik. Handelinge 10 vers 1, dan gaan ek 'n stukkie lees. Dit is 'n lang stuk. Maar is belangrik. Daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerlinge. Met sy hele huis, hoor hierso, wat was Cornelius gewees? Kyk, hy was heilig gewees. Vers 2. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend. En het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. So Cornelius, wat is hy gewees? Hy is soos ons vandag. Ons is nie Jode nie, maar Cornelius was 'n godvreesende ou gewees. Hy het waar daai hartsbegeerte gehad om Abba te Shema. Hy wou weet hierso, hy was altyd deur in gebed deur God. En as die Heilige Gees as die wet op ons hart geskryf is, dan obviously gaan hy dan ons die wet deur die hele tyd. En dis die Heilige Gees is hy vertel vir jou heeltyd wat jy moet doen. Hy was diensbaar gewees. Hy het vir mense tot almoses gegee. Hy was godvreesend en vroom. Vers 3. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent 9:00 van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê, Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoses het voor God se gedagtenis gekom. Wat hy draag gesien. Stuur dan nou jou manne na Joppa en daar was Simeon wat ook Petrus genoem word. Om die stukkie te verstaan ons van die konteks kyk. Die kyk wie Cornelius was. Soos ek gesê, hy was 'n heiden, dan hy was deel van die huis van Israel. Was een wat uitstaan, hy was godvreesend. Hy was soos Job. Hy was 'n godvreesende ou gewees. So as hy godvreesend was, dink jy baie tyd was daar so 'n Nuwe Testament gewees? Nee. Hy het die Ou Testament gelees. Hy het die Torah gelees. Hy het die Torah geken. Die heidene in daai tyd het die Torah ook geken. Hy het dit geken. Daar was van hulle gewees wat leerbaar, as jy kyk in Jesua se tyd, hulle het gegaan, het gekom vir Israel, het saam met hulle geloop, en almal het gegaan na die sinagoge gesit. Hulle het gegaan so toe, na Jesua gekom het. So hy moes die Torah geken, hy moes Vader se wet geken en buitekant op sy hart geskryf het. Die Nuwe Testament was toe nog nie daar. Was Vader se wet op sy hart geskryf? Ja. So dink jy hy kon rein kos toegelaat in sy huis as hy godvreesend was? As hy godvreesend was, sou hy onrein kos toegelaat het? Nee, want hy opwees weet van Levitikus wet. En as jy rebelleer het, is jy nie godvreesend. So mense dink baie keer dat Petrus by sy huis vark geneem het met die storie by Cornelius se huis. Maar Petrus gaan nou duidelik onthou, so Cornelius gaan en hy kry die visie van Petrus gaan hom toe baie kom maak. Alright? En Petrus moet by hom kom eet. Want dan Petrus gaan na godvreesende huis toe. Ons moet net onthou. Hy gaan na godvreesende huis toe. Maar die vraag is, baie mense dit gedeelte uit konteks en lees die vreeslike in plaas van die geestelike. Het Petrus vark geëet? Nee. Het Petrus.
Want daai was 'n Jood gewees. Hy het die Torah geken. Hy het geweet dat in Levitikus 11 staan wat onrein en wat rein en onrein is. Wat mag hy nie eet en wat hy nie mag eet. So kom ons lees die stuk in Levitikus 11 waar praat. So Petrus het dit geken. Hy was 'n Jood gewees, hy het geken. Ons moet die hele tyd onthou. Maar daar's 'n paar baie vandag praat. Daar's baie, maar vandag wil ek praat oor varkie. Wat is waar die meeste mense dit rebelleer. Oor as hulle vertel wat die woord sê, hulle mag nie varkie nie. En wat is rebelleer as jy rebelleer is hekserij. En sonder fout sê is hekserij. En baie mense rebelleer vandag daaroor. Levitikus 11 vers 10, ek gaan ons lees. En die Here het die Moses en Aaron gespreek en dan het gesê, spreek met die kinders van Israel, dis die diere wat julle mag eet, wat van al die viervoetige diere wat op die aarde is. Alles wat onder die diere gesplitte kloue het en wel heeltemal gespitste kloue en herkou, dit mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie, van die wat herkou en van die wat gespitste kloue het. Die kameel, want hy herkou, maar hy het geen gespitse kloue nie. Onrein is hy vir julle. En die das, want hy herkou, maar het geen gespitse kloue nie. Onrein is hy vir julle. En die haas, want hy herkou, maar het geen gespitse kloue nie. Onrein is hy vir julle. Ook die vark, want hy het gespitse kloue, ja, heeltemal gespitse kloue, maar hy herkou nie. Onrein is hy vir julle. Van hulle vlees mag julle nie eet nie, en dan hulle aas nie raak nie. Onrein is hulle vir julle. Vader sê dit. As jy wil verder gaan lees, jy lees oor het Abba Vader praat oor die proms en die kreef en al die lekker dinge, so die vijand ons wat dan lees dit, Levitikus 11. Maar kom ons gaan kyk, wat sê die woord van, as jy nou stuk lees wat Petrus die visioen kry, dan ruk mense dit heeltemal uit konteks uit, en dit maak veroorsaak dat hulle gereguleer word van was het uit, want dit is 'n groot geskil, dit is 'n groot probleem onder ons gelowiges vandag, en mense stry daaroor. Heeltemal. Daar staan geskrywe, Abba sê, spreek met die kinders van Israel, en nie met die Jode nie. Hierdie Levitikus 11 is vir Israel. Net soos die blessing gegee is vir Israel. As jy Numeri 6 as jy die blessing ontvang, die regga, is dit vir Israel. Op Berg Sinai word dit gegee vir Israel. Nie vir die Jode nie. Want mense sê dis nie die Jode. Dis op hierdie stadium vandag sê dis nie die moslems en die Jode wat dit vat nie. Dis wat hulle sê. Is dit so? Dit word gesê vir Israel. So met ander woorde, as jy moet werk wat vir Israel gegee word, dan sê ek, jy moet dit nie doen nie, maar hoekom wil jy nie die blessing ontvang wat vir Israel gegee word? Vader spreek met Israel. Nou hierdie gedeelte te verstaan van Petrus wat die visioen kry. Net om vinnig te verduidelik. 'n Vark en kos is nie geskaap om gegee te word. Ek weet ons almal ken dit, maar dit sê vir mense wat luister. Hulle sê geskaap heel eerste. So as daar gepraat word van kos in die woord, as jy so praat van kos, praat hy van kos, nie van stofsuiwers. Iets wat jy kan eet. So dis hoekom mense daai stuk van wat jy in jou mond invat, heeltemal die konteks uithaal. Dis so wat geweet van wat kos, die disippels het brood gegee vir die vark. Nou weet wat's kos. Nou 'n vark sweet nie eers nie. 'n Vark het 'n mens se pens. Hy het nie twee pense soos 'n bees of 'n bok nie. Hy herkou nie. Hy kom tot en hy maak die vleis. Want die ding is, die kos word geherkou. Hy herkou weer. So buite die pense herkou dit weer, so word die kos skoon gemaak. 'n Vark, hy eet hom en dan seker tyd en al. Daar word niks skoon gemaak aan 'n vark se kos. Hoekom Abba het hom geskaap om skoon te maak? Hy eet enigiets, hy eet met sy eie kinders. Daai vleis word nie skoon gemaak nie, en wat gebeur in ons liggaam, die skoongemaakte kos word in ons bloed opgeneem. Dit word letterlik opgeneem. Ons eet daai vleis en dit word basies kom in ons liggaam. So dit moet skoon wees op dit. So vark is nie gemaak om te eet. Hy is gemaak om 'n stofsuig te wees. 'n Stukkie prons. Wat doen die prons en die kreef? Hulle is op 'n seebodem en hulle vang al daai gemors. Hulle is stofsuigers. Hulle is nie gemaak om te eet nie.
Vader sien hulle nie as, hulle is nie geskape as kos nie. En dis die ding, wat doen die vyand? Hy maak dit lekker. Hy gaan dit lekker maak vir ons. Hy gaan 'n stukkie bacon so lekker laat ry. Dit lyk lekker, ek strei nie. Dit ruik ook lekker. En dit kraak lekker, alles. Die prons ook, prons is die lekkerste, dis regtig lekker. Ek kom daar vandaan. Maar hy maak dit vir ons lekker en hoekom? Hy wil ons moet rebelleringsstelling wees. Hy wil hê ons moet rebelleer teen Vader se woord. En as jy nie daarvan geweet het nie, soos daai stukkie van die hande was, as jy nie daarvan geweet het nie, gaan bely dit. Gaan bely dit daarvoor, vir die keer wat jy prons geëet het en vark geëet het en as jy pernis geëet het, gaan bely daarvoor. En dit is gaan bely en Abba sê hy sal jou vergewe dit nie vir Yeshua. Dis hoe wat dit betaal het. So ons moet bely. Ons moet bely. En die Heilige Gees sal jou wys, wat sal jou wys? Hoekom sal Jahwe nie teen sy woord gaan en sê eet alles? Hoekom sal Vader Jahwe sê eet alles? Vir Petrus. Petrus, nou kan jy eet, gaan groot. Hoekom sal Vader dit sê? As hy dan self in Levitikus 11 sê nee. Vader sal mens sê eet kos. En dat verstaan wat kos is. Nou kom ons lees verder oor die visioen van Petrus. Handelinge 10 vers 9. En op die volgende dag terwyl hy op pad was en naby die stad kom, en Petrus omtrent die 6de uur, hoor vir my, die 6de uur op die dag geklim om te bid. En hy het baie honger geword en wou eet. En terwyl hy besig was om klaar te maak, is daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Hy sien die hemel geopen en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom neerdal. Nou, ek vinnig te sê oor daai laken wat oor hom neergedaal het. Die Grieks vir daai laken is keton. Dit beteken wit linne. Keton. Volgens Openbaring 19 verteenwoordig daai laken die regverdigheid. Die regverdigheid. Want wat is Openbaring 19 sê al? Praat van die wit as die regverdige dade van die Here is. So Petrus sien hier 'n tou, hy sien hier die wit laken, die regverdigheid van Abba Vader wat afsak, sy righteousness, okay? Vir al 4 hoeke. Al 4 hoeke, dis die visie wat ek kry. En wat het nou 'n laken met 4 hoeke uit te baai met Petrus slag en eet? Hoekom sou Abba sê hy's die prentjie van hierdie righteousness wat afsak op al 4 hoeke? Daar moet iets dieper wees. En ons gaan nou maar uitkom, waartoe was dit op pad gewees? Hoekom dit gaan vir die heilige? Hoekom ons lees verder? Want aan die 4 hoeke vasgebind en op die aarde neergelaat word, soos die 4 hoeke van die aarde. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde en wilde en kruipende diere en voëls van die hemel. Ja. Nou vir die mense wat sê daarso, as gevolg van hierdie doek wat geslag het en Abba Vader vir Petrus sê, slag en eet, okay, maar daar word nie genoem van visse nie. Daar word nie genoem van brons nie. Want as jy dan kan kwam en sê, Abba sê slag en eet, hy praat van al die diere op aarde en voëls in die lug. Dan bly ons mos nog jy mag ons dan nie eet. Verstaan jy? Daar word niks gesê van die visse onder die see. Niks. So in ander woorde, as jy nou sê vark, okay, ja, Abba sê so ons nou slag die vark en eet. Hy praat niks van vang 'n vis of wat sonder skille is of vang 'n prons hier kom. Hy praat nie van al die diere nie. Hy praat nie van sy hele Levitikus wet hierso nie. Hy laat die pronsie uit. Daarso. Maar so as jy hierdie stukkie aan vashou op die varkie, dan is dit net jou vark en vleermuis wat raai is in die ons. As jy daai stukkie quote vir mense. Daar's niks gepraat van prons nie. Toe kom daar 'n stem vers 13. Nou hom staan op Petrus, slag en eet. Daar was, dis waar baie mense net die stuk vashou en sê, begin jy in hulle buite. En Petrus sê, nooit die Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. Hy het die wet geteken. Petrus het presies geweet, hy mag nie. Dis soos hy nooit die Here. En weer die stem vir die tweede keer na hom gekom, want wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Okay? Ek het net gesê, want daar was nie, hulle wou oor die diere wat op aarde in die hemel is, maar nie onder die see.
In ander woorde, dan is die visies nog steeds, die bronsie nog steeds onreinig. Wat God reinig gemaak het, mag geen onheilig ag. Hierdie stuk gaan oor die bruid van Jahwe gereinig word. Dit het 3 maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem. Terwyl Petrus by homself daar verleef was, wat die gesig tog kon beteken wat hy gesien het. In sy gesig, in sy visioen. Deur Kornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simeon. En hulle roep en vra of Simeon, wat ook Petrus genoem is, daar tuis is. Terwyl Petrus nader oor die gesig, hy het nog steeds gedink daaroor. Ek dink Petrus kon nie verstaan nie, maar hoekom kry ek die visie van al die diere, onder die diere wat ek nou moet slag en eet. Hy het nog steeds daaroor. Daar's 3 manne om te soek, staan, in vers 20 sê, staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, en ek het hulle gestuur. En Petrus het afgeklim na die manne wat deur Kornelius daar gestuur was, en gesê, kyk, dis ek wat julle soek. Wat is die rede waarom julle hier is? En hulle sê, Kornelius, 'n hoofman oor 100, hoor hierso. Dis hoekom Petrus die visie kry. Nie om te sê, Vader sê nie so, maar ek nou lewe vaar. 'n regverdige, 'n godvreesende man wat 'n goeie naam het, in die hele Joodse nasie, dis Kornelius, het 'n goddelike openbaring ontvang deur die heilige engel, om nie te laat haal na die huis om te hoor wat hy sal sê. En hy het hulle binne genooi en geherberg die volgende dag. En die volgende dag het Petrus bid, hy kry die visie, manne kom hom, want Kornelius die visie gekry, die manne kom half hom, hulle kry hom, hulle kom haal hom, hulle vat hom dadelik en hulle gaan herberg hom. Sonder enigiets en Petrus het saam met Kornelius gaan sit en gaan eet. Of Petrus het gegou vir hom 'n vark geslag en die party daarna het hy gegaan en hy gaan geëet en hy het geslaap. Was op die 9de uur. Dit was al donker. Nou, hy was al 6 uur die aand gewees. En 9 uur toe by Kornelius se huis kom. Dit was aan. Nou gaan jy, sê vir my as jy heeldag geloop het, wat dan is die kar gewees? As jy heeldag geloop het, Petrus loop, en hy word honger. Okay? Dis 6 uur die aand, hy wil eet. En hy wag en mense kry hom en hulle vat hom, en hy gaan na die herberg en dis al 9 uur die aand, gaan jy dan gou gaan en 'n vark slag en begin eet. Nee. As jy so ver geloop het, gaan jy net vinnig 'n broodjie wil eet en jy nou weer gaan slaap. Daar's nog tyd om saam met Kornelius op tafel om te sit en te wat staan om te kan eet. Hy het nie krag gehad om daar staan nie. As ek heeldag geloop, gaan ek nie daar op slaap. Dink jy nie Petrus sy kos saamgevat het daar? Sy vrou sal dalk vir hom 'n kassie, 'n wit skaftie, 'n padkos hom ingepak het nie. Ek glo so ek sy vrou so vir Petrus gesê, "Joris op Petrus gaan nou loop, gaan net asseblief, gaan net." Ja, hoe is dit net hierdie dag en daar's net tyd, die aand 6 uur. Ek glo maar ek sien aand 6 uur is gaan kom. Want die 9 uur gaan jy nog maar by voor sy hand op brood en slaap. Nou nog, mense sê hy, "Daar, staan gaan jy van sit en dan gaan jy." Nee, hy gaan nie. Ons is verder. Petrus saam met hulle afgereis en engele van die broeders wat uit Joppe het hom saamgegaan. Die dag daarop het hulle in Caesarea aangekom. So hulle was nie saam met Kornelius daar gewees nie. En Kornelius was hulle te wagte en hy het alreeds sy familie en besondere vriende by mekaar geroep. Toe Petrus daar binnekom en Kornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê, "Staan op, ek is self ook maar 'n mens." En terwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat daar gegaan het. Hoor van Jesus die rede van sy visie. Dis kom maar af hoe jy moet sê. Die mense lees die boekies te vers 28. En hy sê vir hulle, "Julle weet dat dit ongehoorlof is vir 'n Joodse man om met iemand onder 'n volk omgang te hê of hom te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein benoem word." Hier is die rede hoekom hy die visie kry. Hy gaan saamtrek en sê, "Dit ouens, dis hoekom Abba vir my hierdie visie gegee het, want die doek wat afsak
dit wat sy regverdigheid beteken, wat na al die 4 hoeke gaan. Ek as Petrus mag saam met julle as heidene in 'n huis gaan. Hier sê dit self. Verstaan jy? Mense lees nie daai studie van slag nie. Wat God onrein verklaar het, is nou rein. Maar hierso sê dit dat hy gaan, die Vader sê wys hom nie hy visioen dat hy gaan om by die onrein mense te gaan huisves. Vers 9, daarom het ek toe ek gehaal is gekom sonder om weet te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat haal. En Cornelius sê 4 dae gelede was ek besig om te vas op hierdie muur en die 9de uur het ek in my huis gebid. En met een staan daar 'n man voor hom te blink kleed en sê Cornelius, jou gebed is gehoor en al jou almos is voor God in herinnering. Hy het ook gevas. Cornelius, hy was 'n godvreesende man geweest. Stuur nou Joppe en laat Simeon haal wat ook Paulus gedoen is. Hy vertoef in die huis van Simeon 'n leerlooier by die see en hy kom, hy sal met jou spreek. En het toe op die daad na u gestuur. En u het goed gedoen om te kom. Ons is dan nou almal voor die aangesig van God afwesig om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Hoor gou hierso. Vers 35. Maar dat elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen hom welgevallig is. Dis die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel toe hy die evangelie en vrede verkondig het deur Christus. Hy is die Here van almal. So Vader gee vir Paulus en Petrus die visioen van hierdie doek van regverdigheid wat na al 4 hoeke toe gaan. En hy gee hom daai storie van dat hy kan wel saam met onrein mense gaan sit aan die tafel. Hy kan wel by die heidene se plek ingaan. Die woord sê dit self. Hy kan by heidene se plek gaan. Die Jode daai tyd het hulle gesien vir Israel gesien as die honde. Hulle het nie gemeng met hulle nie. En Petrus moes gegaan het na die heidene toe. Al wat hierdie gedeelte vir hom oopgemaak. En van daar af het almal begin om na die huis toe te gaan van die heidene. Want op daai stadium het hulle dit nie gedoen. Dis wat Yeshua sê, hy kom om vir die huis van Israel. Hy kom vir die huis van Israel om die evangelie te gee, om vir daai skeiding wat geteken is om hulle terug te trek weer, om vir hulle redding te gee daardeur. En die vyand kom en hy kom keer dit want hulle wil nie gemeng met aan mense nie. Abba maak alles tot Petrus en sê, hierso is my regverdigheid. Hier is my doel. Gaan net na die 4 hoeke van die wêreld. Vat my regverdigheid saam en my tou, vat dit saam en gaan meng met hulle om hulle te sê daar is vir julle salvasie. Dis waar. Nie oor jy kan nou slag en eet en dit wat jy wil wat nie. Dis die konteks wat mense heeltemal hulle ruk om heeltemal uit en hulle stop daarso. Dan lees dit verder. Dan lees die boek daai gedeelte net verder en jy gaan dit verstaan. So is dit reg om vaar te wees? Is dit reg? Nee, hy is onreg. Ek sê baie keer vir mense as jy gaan nie 'n vleermuis eet nie want hy is nie gemaak om geëet te word nie. Jy gaan nie 'n hond eet nie, hy is nie gemaak om geëet te word nie. Dis kom ook nie 'n vark eet nie, hy is nie gemaak om geëet te word nie. Hoor wat sê Jesaja 66 vers 17. Dis 'n eindtyd profesie. Jesaja 66 is 'n eindtyd en daar's ook geskrywe van die nuwe hemel. Dis so van wees teen daar. Ek wil vir julle lees. Die wat hulle self heilig en hulle self reinig vir die troune. Terwyl die een nasie wat in die middel staan, wat varkvleis eet en verfoei poeisels of muise. Almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die Here. Jesaja 66 sê. En gaan lees Jesaja 66, gaan oor, dit gaan oor die nuwe hemel. En dit gaan oor, jy gaan daar word gesê van, jy gaan uitgaan en sien hoe die wurm die mense verteer. Jesaja quote. Maar op sê van die verfoeisels, die varkvleis eet. Verstaan julle hoe belangrik dit is? Dit word weer gequote. Dis een van die onrein wette wat weer gequote word, dan is dit belangrik. Maar op sê varkvleis en verfoeisels.
muise. Ek weet dat dit muise opgee. Waar word dan nog gepraat van verfoeisel? En die Hebreë woord vir verfoeisel is seques. Dit beteken onrein dinge wat gruwel is. Al hierdie onrein dinge wat vir Vader gruwel is. Die Vader sê julle gaan uitgewis word. Die mense gaan uitgaan en sê waarom julle verteer. Hoe so erg is in die park? Hier wat in die vyand? Julle uit. Dit is belangrik. Dit is belangrik dat mense dit hoor, want Yeshua sê, Paulus sê, in die Galasiërs 5 sê, dat as jy gaan onrein wees, gaan jy die koninkryk nie beerwe. Dit is belangrik. En as jy gaan vark eet, is jy onrein. Dit is 'n gruwel vir Vader. Waar word nog gepraat van die verfoeisels? Net om die kindlop te sit, Jesaja 37 vers 23 praat van. En hulle sal nie meer hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels. En met al hulle oortreding nie. Ek sal hulle verlos uit die woordplekke waarvan hulle gesondig het. Ek sal hulle reinig. Vader sê hy sê bly vir mekaar. We gaan eendag vir mekaar doen. Hy sê Israel en hy sê Jode gaan almal weet eendag vir mekaar. Maar Vader sê hy self sal hulle reinig. Maar die ding is wat hy beskryf hierso, sê hulle het hulle self verontreinig. Nie ter plek gode en verfoeisels. Abba gaan ons eendag 'n nuwe huis gee. Nou wag koninkryk vir sy vrou. En as 'n keuse of jy wil rebelleer, en of jy gaan sê dit maak nie saak nie, want ons bid net vir die vark en is reg, ons kan eet. En of jy reg word gaan, dis moeilik vandag se tyd. Dis moeilik om nee te sê vir vark, dis moeilik om nee te sê vir ons. Dis reg word dit is nie meer moeilik. Dit was in die begin was dit moeilik geweest. Maar as jy by punt kom in jou lewe waar jy sê, ek kies om hierdie skoon rein bruid vir u te wees, hierdie maagdelike bruid vir u te wees. En wys my wat ek mag eet en nie mag eet nie. Wys my hoe my liggaam moet lyk. Wys my wat vir u 'n soet geur is. As jy berge wil gaan en deurgrond my Vader en wys my, dan gaan jy nie meer dit wil doen nie. Dan gaan jy nie meer, want dis hierdie obedience. Dis die liefde vir Vader. Yeshua is salvation. Jy gaan in die hemel kom en jy gaan gejudge word, maar die hemel, jy moet sy naam erken, maar die res is obedience. Dit is liefde vir Vader. En die ding is, as jy nie sy gebooie gaan onderhou nie, sê hy sy woord, haat jy my. Dan sê jy lief vir my. En dis die ding, dis hoe Yeshua sê, if you love me, obey my commandments. En broers, die vyand probeer die liefdesverhouding probeer hy steel. Ek sal vir mense, as jy die permanente ding in jou huis het, dat jy besluit jy wil, as jaar na jaar, van jou oupas en oumas het gedoen, en die eerste keer kom Piet en sê, nee, maar is nie nodig nie, dan gaan jy as 'n pa nie happy wees daaroor, en gevoel jou kindere beleef daaroor. En dis presies wat ons doen. Hulle het geweet, Yeshua het geweet, as jy wil doen wat Yeshua gedoen het, nou daai WWJD, wat wil Jesus doen? As jy wil doen wat Yeshua gedoen, Yeshua het nie vat nie, hy sal nooit sy lewe vat nie. Hy sou, dis 'n punt. Hy het die Sabbat gedoen, hy het die feeste gedoen. Hy het sissies gedra. Nie wat Yeshua gedoen het. Selfs Petrus het dit gedoen. En Petrus kom quote self, die onrein. Hy sê self, moet julle self afsonder en raak niks wat onrein is. Met ander woorde, moenie wat goed gaan dit wat die vyand vir jou raak. En tog gaan ons rebelleer. Ek wil afsluit en sê, maar rebellie, volgens 1 Samuel 15 is hy. Om sterwend te wees is afgodsdiens. Al wat goed staan in die 10 gebooie, dan onderhou jy die gebooie van Vader. So mense wat sê van daai vers quote van wat in die hemel gaan, jy kan nou alles eet. Gaan maak seker daarvan.
Want hy praat oor die hande was. Die mense wat sê van, Petrus wat sê van slag en dit alles, gaan maak seker hoekom wat jy sê. Dit is belangrik, en ek wens die mense kan ophou te rebelleer daarteen. My kind is so lekker. Dis raar, kry vir my kind is so lekker. Al die goed is vervangbaar. Ons sê dit doen ek keer allemaal af. Maar jy wil nog steeds rebelleer en jy sê, want ek like my kind. Ok, dis wat vleermuis bottom teken vandag. Abba sien dit as dieselfde. En jy wat sê dis onrein, vark en weet, sorry vir jou, ons is nie in daai visie van Petrus, so ons mag nie ons dit sê. Ek weet nie waar jy onderskeid kry. Mag die hoor en as 2 Petrus 2 vers 21 sê, dis beter as jy nie geweet het nie. Want dat jy terug na jou weet toe, is goed soos hond wat terug na sy braaksel. So mag mense oor hê, mag hierdie video uitgaan, mag mense hoor oor die vak. Die vyand lieg vir jou. Hy lieg vir jou. Hy wil jou covenant steel, hy wil jou bruidskap steel, hy wil hy mooi, skoon, rein bruid, waar regverdigheid het, hulle van jou weggaan, pad en hy wil van jou roer maak. Dis wat die vyand wil doen. So asseblief op rebelleer oor. Amen. Kom ons sluit af. Vader, dankie Abba vir die woord, Abba, dankie dat hierdie stukkies weer kom oopbreek vir ons, Vader. Hy het ons al jare terug geleer, Abba, en ek eer dat jy daai tyd al mense gestuur het om ons te kom leer, Abba, en so kom die vyand en hy probeer dit so lekker maak, Vader. Hy probeer dit so lekker maak vir mense hier buitekant en ag, maar moenie worry nie, jy is net onder liefde en genade en klaar. Yeshua het vir die vark betaal in die kruis. Yeshua vergewe ons asseblief vir die keer wat ons gedoen het. Abba, soos jy sê, ons moet gaan berou, ons moet gaan bely daai tye wat ons het gedoen het. En daarom kom bely ons vanoggend, Vader, vir die keer wat ons onkundig was, wat ons nie geweet het van die keer wat ons geëet het, dat ons moes nie eet nie. Was gebrek aan kennis. En Josua 4 vers 6 sê, as jy as gevolg van gebrek aan kennis gaan ek jou opverwerk in jou kennis. Vader, ek bid vir my kennis, Abba, dat ons sal kom bewys, Abba, dat ons sal deurgrond, Vader, soos Dawid gevra het, deurgrond ons hart en wys ons, as daar nog iets is, Abba, wat ons verkeerd doen, Abba. En ons hartsbegeerte is om hierdie skoon bruid vir U te wees, om hierdie rein bruid geklee, wat beklee is met hierdie reinheid, Abba. Wat hierdie vrugte dra en so gesmeld word om hierdie mooi skynsel vir U te gee, Vader. Abba, mag ons lewe vir U soet geur wees, my Skepper. Abba, dankie Vader, dat U ons almal 'n keuse gee en dat U ons leer. En Vader, ek bid so vandag dat hierdie woord sal uitgaan, Abba, dat mense die woord sal begin lees en dat U ook vir hulle sal begin wys en dat hulle die Gees onderskeid sal hê, Abba. Nie te rebelleer oor daai goed. Vader, dankie Abba vir die genade vir ons. Dankie Yeshua dat U vir ons sondes gesterf het sodat ons kan vry wees. En dat ons U vir ons vriend kan noem en dat ons hierdie liefdesverhouding met U kan hê. Abba, ek eer U vandag, Vader. Abba, ek bid ook vandag waar jy tabernakel toe gaan kom, Abba, dat U hierdie oomblik sal seën vandag, Vader, dat U deur ons sal praat, Abba, dat ons hierdie wissel sal wees, Abba, en dat ons soos Esegiel hierdie skrool sal eet, U sal die skrool eet en ons sal ons maag vol maak met hierdie skrool, Abba, dat ons sal gaan en ons sal nie stil bly en mense gaan vertel nie. En Abba, geef ons die nodige gawes, Abba, van Ruach HaKodesh, as ons op daai punt kom waar iemand die woord uit konteks uithaal, dat ons hulle kan leer. Ons kan leer, Abba, van hoe U dit wil hê, hoe U sien Yeshua ons kom wys het om dit te doen. Dankie Vader vir die Heilige Gees wat in ons harte is om ons te leer. Dankie vir ons eer daarvoor. Abba, dankie dat U ons hierdie seën gee. Vader, ek bid hierdie seën uit in elke boek in sy saam. Abba, U sê dis vir Israel. En ons moet uitspreek. En Vader, dankie vir die voorreg ons het om hierdie seën uit te spreek. Dat U as kinders wil seën. Moet ons is ontvang hierdie seën, Abba, vir jou. Berecha Adonai Bishmai. Ja Adonai Panevlecha Bichmika. Yesa Adonai Panevlecha. Yasimlecha Shalom. Abba sê, sal jou seën en sal jou bewaar. Abba sê, sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom en wees lief vir hom. Deur hom te ken. Hy sê in Johannes 2 sê hy, as jy my ken, moet jy my gebooie onderhou, anders lieg jy. En Abba sê, as jy hom lief is, en as jy hom lief is, weer eens en die gebooie onderhou, dan sal hy sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Because as Abba sê, sal sy
aangesig oor jou verhef en sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy so skyn vir die donker wêreld daar buitekant. Mag jy 'n ligtoring wees. Mag jy uitskyn, mag jy hierdie woord soos die menorah skoon gemaak is, so meer warm gemaak is, so hy mooi goud uitgekoop, mag jy soos goud skyn. Selfs met daai olyfbome waar daai olie uitgeloop het, is die goue kleure gewees wat die menorah gevul het, die woord gevul het. Maar daai woord van die salwing wat so as al uitvloei, ons sal vol Vader. Soos U daai menorah gevul het. Maar eer die Vader, dankie dat U vir ons sê U sal ons die vrede gee. Moet ons as ontvang in die vrede. Mag albei se vrede met jou wees, met jou gesin wees, tussen jou kinders wees, by jou werk wees, by jou finansies, oralste. Mag jy sê vrede ervaar in die lewe. En wat kom? Dankie Vader. Ons eer U alles en dankie dat ons alles kan vra. En die sien Yeshua Messiah se naam weer krag gewerk van die Heilige Gees. Amen.